Goeienaand. Jy kan die Bybels oopmaak by Spreuke hoofstuk 1. Ons het laasweek gekyk na wie was Salomo, die skrywer van die boek Spreuke. En vanaand begin ons dan met die studie, die reeks oor Spreuke. So u is by Spreuke hoofstuk 1 en ons gaan lees van vers 1 tot 7. Voordat ons doen, kom ons bid saam. Dankie Here dat ons die lof kon besing. En Here, sal u ons nou seën en in die weke wat voor lê seën, soos wat ons kyk na Spreuke en wysheid daaruit delf. Dit vloei oor van die wysheid, ons hoef nie diep te delf nie, maar seën ons waar ons streef om diep te delf. En die wysheid wat u vir ons gee te kan neem en ons eie te kan maak en daar volgens kan optree, dat ons die vrug daarvan kan kry, die goeie gevolge daarvan kan kry en gewaarsku kan wees teen die slaggate van die lewe, maar bo als dat ons lewens mag leef wat u naam verheerlik. Seën ons nou met ons studie, gee ons helderheid van verstand ook, waarvan oggend 'n inleidingsstudie is tot die res van die boek, mag het vir ons konteks gee vir ook wat voor lê, terwyl ons ook vanaand uitgedaag word. In Christus naam, amen. Spreuke hoofstuk 1, van vers 1 tot 7, ek lees ou vertaling. Die Spreuke van Salomo, die seun van Dawid, die koning van Israel, om wysheid en tug te ken, om woorde van insig te verstaan, om aan te neem tug wat verstandig maak, geregtigheid en regverdigheid, om aan die eenvoudiges skranderheid te gee, aan die jongeling kennis en oorleg. Laat die wyse luister, dan sal sy insig vermeerder, en die verstandige sal verstandige gedagtes verkry. Om 'n spreek en beeldspraak te verstaan, die woorde van die wyse manne en hulle raaisels. Die vrees van die Here is die begin van die kennis. Sotte verag wysheid en tug. In vers 1 sien ons die outeur en die literatuurstyl. In vers 2 tot 6 sien ons die doel van Spreuke vanaf die leser se perspektief. En dan vers 7 sien ons die tema van Spreuke. En so 'n deel van vanaand gaan kennis wees wat u opdoen, wat u gaan help om te en rigting gee in die res van ons studie en die eie persoonlike studie en lees van die boek Spreuke. 'n Deel daarvan gaan dit wees, maar tog sal daar ook toepassing wees en uitdaging. Kom ons begin dan by vers 1 wat vir ons sê die literatuurstyl en die outeur. Vers 1, die Spreuke van Salomo, die seun van Dawid, die koning van Israel. Nou laasweek het ons gekyk na wie was Salomo. So vandag kom ons kyk dan net na die literatuurstyl. Dit sê hierso Spreuke, die Spreuke van Salomo. Nou breedvoerig is die literatuurstyl wysheidsliteratuur. Soos Job, Prediker, Hooglied, dele van Psalms, ook in hierdie kategorie val. Dit het die doel om wysheid oor te dra aan die lesers en hulle om uit te daag om daarvolgens te lewe. Maar die vraag is, leer die hele Bybel dan nie vir ons wysheid nie? Wat maak hierdie anders? Alhoewel die hele Bybel daar is om vir ons wysheid oor te dra, in dat soms meer indirek, dit leer ons van God, dit leer ons van die mens, dit leer ons van sonde, dit leer ons van God se reddingsplan en reddingswerk. Die hele Bybel in 'n breë indirekte manier leer vir ons wysheid, soos wat ons van hierdie aspekte leer van God. Maar Spreuke is bedoel om baie meer direk, waar dit kom by waar die eienskappe van God en die doktrines van die Bybel die grond tref, waar dit daar in jou alledaagse lewe is, om vir jou daar op daai praktiese maniere wysheid oor te dra. So breedvoerig val hierdie in, dis wysheidsliteratuur, maar meer spesifiek is hierdie Spreuke tipe wysheid.
Nou, wat is 'n spreek? Mekaar verstaan die Bybel sê dit is 'n pittige, in Afrikaans, dis 'n pittige sêding wat tydlose waarhede en wysheid bevat. 'n Pittige sêding wat tydlose waarhede en wysheid bevat. Pittig, soms kan dit humoristies wees. Baie keer het dit 'n illustrasie of 'n prentjie in hierdie pittige sêding. Dit is gewoonlik kort en maklik om te onthou of te memoriseer. Daar is parallelisme in dit. Nou, dit is iets wat ons nie in ons Afrikaanse taal te veel het nie, maar dit was wat hulle het. In Afrikaans het ons baie keer rym. As jy sou sê, al dra 'n aap 'n goue ring, hy bly steeds 'n lelike ding, daar's 'n bietjie rym in, terwyl die Hebreëse spreuke het iets wat hulle noem parallelisme, waar dit soos 'n twee lyntjie gediggie is, amper, waar lyntjie 1 en lyntjie 2 nie met mekaar rym nie, maar die een lyntjie en die ander lyntjie kontrasteer mekaar, of vul mekaar aan, of sê min of meer dieselfde ding in 'n ander manier, en so dit gaan mense ook sien in al hierdie spreuke, dit is of twee lyntjies waar die een of kontrasterend is, of aanvullend is tot die ander. En die doel, die feit dat dit hierdie pittige sêdingkie is, hierdie vinnige, maklik om te hou, snaakse, prentjievormige sêdingkie is, maak dat dit maklik is om in 'n gesprek op te kom, maak dat dit maklik is om te onthou in 'n tyd van versoeking, maak dit maklik om te memoriseer. En die feit dat dit tydlose waarheid en wysheid is, in dit het, sê vir ons, hierdie is bedoel om ons te help. Hierdie spreuke wat ons vind, is bedoel om ons te help. Dis nie net goeders wat oulik is om te sê en te dink oor nie, dis bedoel om te help. Okay. Let ook op, dit is nie beloftes nie. Spreuke is nie beloftes nie. Met ander woorde, as jy die goeders gaan doen wat spreuke vir jou sê, spreuke sê baie keer, doen hierdie en dan gebeur hierdie. En doen nie hierdie nie en dan gaan hierdie nie gebeur nie, of doen hierdie en dan gaan hierdie slegte ding gebeur. Maar dis nie beloftes nie. Dis nie soos altyd 100% van die kere nie. Dis oor die algeheel, okay? Tydlose waarhede. Statisties, ja, meeste van die kere, maar nie beloftes dat elke keer as jy A gaan doen, gaan B gebeur nie. So dit is wat 'n spreek is, né? Baie van die spreuke is ook bedoel om oor te dink. Dis nie so voor die hand liggend, wat bedoel die skrywer hierdeur nie? Jy moet so 'n bietjie dink, jy moet so 'n bietjie tyd neem, jy moet so 'n bietjie worstel daarmee. En dit is ook dan bedoel om daardeur bietjie dieper in die hart in te sink, soos wat jy stoei met die betekenis van die spreek en wanneer moet jy dit toepas en wanneer is daar uitsonderings tot hierdie spesifieke spreek. Nou dink na oor Afrikaanse spreuke wat ons in Afrikaans meer uit die boerekultuur het. Dis nou buite die Bybelse konteks. Dit het ook baie van hierdie kenmerke wat ons gesien het. Byvoorbeeld, 'n appel 'n dag laat die dokter wag, okay? Dit is 'n algemene waarheid oor gesond eet, né? En die goeie gevolge daarvan. Eet oor die algeheel gesond en oor die algeheel gaan aan die dokter en na jou toe kom. Met ander woorde, dit is goed. Jy moet 'n bietjie dink oor presies wat dit beteken en is dit nou net 'n appel of dit oor die algeheel gesondheid oor die algeheel, maar dit is maklik om te onthou, dis 'n lekker, dis 'n illustrerende sê ding, dit is pittig. So dit is nie 'n belofte nie. Jy kan al die appels eet in die wêreld, dis nie altyd wat dit 100% van die kere gaan waar word nie. So dit is tog ons ook 'n baie dit help partykeer om dit na die Afrikaanse spreuke toe ook te vergelyk. Of die appel val nie ver van die boom af nie. Nog een met 'n appel, né? Wat basies beteken soos die pa is soos die seun, né? Of soos die ouer is soos die kind, né? Jy moet so 'n bietjie dink oor hom. Die appel val nie ver van die boom af nie. Wat het dit nou te doen met ouers en kinders? Maar deur so 'n bietjie die konteks te verstaan en so 'n bietjie mense wat oordra, 'n bietjie verduidelik, kan dit nogals goed insink en jy kan al iets beter oordra op 'n vinniger manier en dadelik snap almal wat jy bedoel met so 'n spreek. Nou, hierdie appel 'n dag, die appel val nie ver van die boom af nie. Dit help jou nie regtig met besluitneming nie, as jy dink daaroor, maar dit het tog ook 'n tydlose waarheid in dit. Verstaan my? Dit help jou tog om die lewe te verstaan en konteks van die lewe te verstaan nie. Baie van die spreuke wat ons hier sien is nie noodwendig wat jou help met 'n besluit nie, maar dit help jou om die wêreld van God net so 'n bietjie beter te verstaan. Okay? Daar's 'n Afrika spreek wat sê as jy wil vinnig gaan alleen, maar as jy wil ver gaan
gaan saam met ander, verstaan, gaan saam in 'n groep. So het elke land, of ek glo meeste lande, hulle eie soos spreuke, en van dit is waar en ander is dalk verkeerd. Verstaan, daar's moontlik dat daar selfs Afrikaanse spreuke is wat soos meeste van die kere nie waar is nie, maar wat in die volksmond onthou is. Ek weet nie van sulke is nie. Maar die spreuke wat ons dan in die Bybel vind is die wysste mense en die wysste man wat dit begin het, né? En wyse mense wat geïnspireer is deur God, en hierdie spreuke is almal gekeur deur God. En so dis baie veiliger om ons tyd te spandeer om hierdie spreuke, om ons gedagtes te vorm deur hierdie spreuke, want ons weet hulle is waar, ons weet hulle is daar vir ons gegee, en ons weet dit is bedoel om ons in wysheid te rig. So, dit is spreuke. Nou daar's drie goeters wat ek net wil, drie uitsonderings wat ek ook net wil noem wanneer ons kyk na die outeur en wanneer ons kyk na die tipe, die literatuurstyl. Eerstens is die hele boek is nie deur Salomo geskryf nie. Vers 1 sê die spreuke van Salomo. Maar binne in die boek vind ons later, ek dink is vanaf Spreuke 24, sê dit spreuke wat geskryf is deur die wyse manne. En dan later deur Hizkia, koning Hizkia. Koning Hizkia wat baie jare na Salomo gekom het, hy het ook 'n paar spreuke bygevoeg en sy eie spreuke bygesit. Dan Spreuke 31 is daar Lemuel, wat dan ook geskryf het. En so, alhoewel Salomo hierdie begin het en gekeer het en ander mense se spreuke ook bygevoeg het, het dit nie sy finale vorm geneem in die tyd van Salomo nie. Koning Hizkia het ook dan bygevoeg tot hierdie spreuke wat ons hier vind. Die tweede ding is, tweede uitsondering wat ek net wil noem, is als in spreuke, wat ons het as die boek Spreuke, is nie spreuke nie. Okay? So vanaf hoofstuk 10 tot 30 is spreuke, hierdie pittige sê goed. Als val in die kategorie van wysheidsliteratuur, maar hoofstuk 1 tot 9 is meer langer wysheidstukke. Ook daar om ons te leer, ook goed, baie van dieselfde eienskappe waar ons daaroor moet dink, en dit rig ons in wysheid, dit help ons om die lewe te verstaan, dis visueel, maar dis nie noodwendig die kort, pittige sê goedjies nie. Dit begin streng in hoofstuk 10 vers 1, begin al daai twee lyntjie pittige sê goedjies. En so, dis ook iets om vooruit te kyk, soos wat ons na hierdie boek kyk. En dan die derdens is, nie alle spreuke is in spreuke nie. Okay, nie alle spreuke wat in die Bybel is, of wat Salomo uitgedink het, is in die boek nie. Okay? Salomo het baie spreuke en selfs psalms geskryf, wat nie als in psalms of spreuke is nie. Byvoorbeeld, ons vind ook in 1 Samuel 10 vers 12, sê dit, daar is 'n spreuk. Dit sê, is Saul ook onder die profete? En dit noem het spesifiek, dis 'n spreuk. Soos die spreuk sê, is Saul ook onder die profete. Nou, wat beteken dit in die konteks? Saul het vir Dawid gejaag, hy het na 'n groep profete toe gegaan en toe begin hy ook te profeteer. God het hom laat profeteer. En dit was al komieklik, dit was snaaks, dit was dalk daar as 'n waarskuwing om nie teen God se mense te gaan nie. Dit was, wie weet hoe dit ontstaan het en hoe dit toegepas was in die algemene dag. Dalk het dit iets gedra soos dit is al 'n vreemde, is jy ook nou hier, of doen jy ook nou hierdie vreemde ding, verstaan, dit maak nie sin nie, dalk het dit so onder die Jode gebruik geword, hierdie is Saul ook nou onder die profete, maar dit het nie die kategorie, of die tema en die doele van die boek van Spreuke, waarna ons nou volgende gaan kyk, behaal nie. Dit was 'n spreuk, net soos Afrikaans baie spreuke het, nie, maar dit is nie daai doel van pittige sê ding wat wysheid oordra aan die volgende generasie en tydlose waarhede. En so dit het nie daai doel bereik nie, en dis dus nie in die boek Spreuke geplaas nie. En so wat ons dan vind in die boek van Spreuke is, nie alle spreuke wat Salomo uitgedink het en die onder die Jode ontstaan het nie. Gekeerde spreuke, spreuke wat daar is, wat goud is, wat waardevol is, wat daar is vir ons om te leer en ons lewens daarvolgens te rig. Okay. So dit is die outeur en die skryfstyl. Kom ons kyk nou na die volgende afdeling, vers 2 tot 6, die doele van die boek. Vanaf vers 2, ek gaan net vinnig lees, om wysheid en tug te ken,
om woorde van insig te verstaan. En dan gaan dit aan tot by vers 6, in dieselfde trant. Hierdie is doele vanaf die leser se perspektief en nie vanaf die skrywer se perspektief nie. So ja, ons moet hier sê, is amper, kom, miskien amper hardop lees. Ek lees hierdie om wysheid en tug te ken. Ek lees hierdie om woorde van insig te verstaan. Ek lees hierdie om aan te neem tug wat verstandig maak, geregtigheid en reg en regverdigheid. Ek lees hierdie om aan die eenvoudiges skranderheid te gee, aan die jongeling kennis en oorleg. Ek lees hierdie, laat die wyse luister. Dan sal hy insig vermeerder en die verstandige sal verstandige gedagtes verkry. Ek lees hierdie om 'n spreek en 'n beeldspraak te verstaan. Ek lees hierdie die woorde van die wyse manne en hulle raaisels. Okay, so vanaf die leser se perspektief, soos wat ek hierdie boek nou benader en stoei met die inhoud van hierdie boek, is hierdie wat my gedagtes moet rig en die hele trant stel vir die res van hierdie boek. Natuurlik is al hierdie doele wat ons nou na gekyk het nie, dit sluit nie, dis nie soos A is nie gelyk aan B en C, daar's oorvleeling, nê, wat ons ook natuurlik vind. So ons moenie dit als net in klein boksies sit nie. Daar is oorvleeling, maar dit is ook helpvol om na elkeen op sy eie te kyk. En so kom ons doen dit nou volgende, net om ons te help en te rig soos wat ons die boek lees. En ek wil net vinnig nou ook 'n toepassingpunt maak. Nie net soos wat ons Spreuke lees en nie, maar soos wat ons al die wysheidsliteratuur benader, soos wat ons die hele Bybel benader, en ons kan sê, dit kan amper die deel wees van die doelwitte van ons lewens. Nee, ons moet lewe om wysheid en tug te ken. Ons moet lewe om woorde van insig te verstaan. So hierdie doele wat ons na kyk, ja, dit is baie van toepassing soos wat ons na Spreuke spesifiek kyk, maar mag hierdie ons lewensdoelwitte wees. En soos wat ons nou hierna gaan kyk na hierdie doele waarvoor Spreuke geskryf is, mag julle self oor en oor vra, is hierdie een van my lewensdoelwitte? Begeer ek dieselfde vir my lewe? Okay. So kom ons kyk nou na die eerste doel, vers 2a. Dit sê, om wysheid en tug te ken, om kennis op te doen, om dit te ken, om nie net kopkennis nie, maar om te ken, om dit my eie te maak, die woord kennis baie keer soos persoonlik en dit soos experientieel, ja, te ken, om dit regtig totaal al te verstaan. Okay, so wat is die woord wysheid en tug, Afrikaans ou vertaling. Afrikaans 2020 vertaling is wysheid en vermaning. Okay? So weet wat wysheid is? Kennis toegepas op die alledaagse lewe, praktiese toegepaste kennis, né? Maar wat is daai vermaning of tug? Wat die regte Afrikaans het dit baie mooi vertaal hierso. So dit is nie net om dit te ken nie, maar om te weet wat is die gevolge hiervan. Om uitgedaag te word, om amper gedissiplineerd te word, om te sê, hier is wat reg is, en jy moet dit nou gaan doen. So, dis wat Spreuke vir ons doen, en dis wat ons vir mekaar doen. Ons leer nie net wysheid vir mekaar, dat ons dit ken nie, maar ons vermaan mekaar daarvolgens. Ons spreek mekaar daarvolgens aan. Spreuke, die boek spreek ons daarvolgens aan. Dit dissiplineer ons daarvan. Dit waarsku ons met die gevolge, dit moedig ons aan met die vrug van hierdie wysheid. Okay, so dit is die eerste ding wat Spreuke doen en wat ons moet sê, ek wil dit ken, ek wil wysheid hê, maar ek wil nie dit hê nie, ek wil daarvolgens lewe, ek wil my daarvolgens dissiplineer. Tweede doel is, kom ons lees dit, die tweede deel van vers 2, om woorde van insig te verstaan. Okay? So, dis letterlik om dit te verstaan, so woorde van verstaan te verstaan. Okay? So, woorde wat sin maak en om te kan onderskei, wat is waar en wat is nie waar nie. Engels het die woord discern daarso ook. Om verstandig te kan wees, om te kan verstaan moeiliker gesprekke, moeiliker konsepte, moeiliker verse in die Bybel, moeiliker konsepte van God, om dit te kan verstaan en dit te kan
uitleef, om te kan deelmaak in 'n moeilike situasie waar daar 2 of 3 Bybelse beginsels moontlik van toepassing is, om dit te kan verstaan en te kan onderskei in 'n spesifieke situasie. Vers 3, nog 'n doel, om aan te neem tug wat verstandig maak. So dis nie net om dit te ken nie, maar dit ook te neem. Dink soos jy ontvang iets, jy kry iets, soos wat jy die boek lees, kry jy heeltyd iets, jy kry heeltyd, dis asof God heeltyd vir jou gee soos wat jy lees, en jy het net nog 'n geleentheid om nog te lees, en dan kry jy nog, en jou hart moet natuurlik ontvanklik wees. Dis nie net ek lees en ek sê, nee, ek gaan my lewe leef soos wat ek leef nie, ek vat dit en ek maak dit deel van my lewe, so om aan te neem, tug. So baie keer sê ons tug, nee, ek wil nie tug hê nie. Dink aan 'n kind wat jy sê, jy gaan vir die kind pak slaag gee, die kind wil dit nie hê nie, maar tog besef die kind, dit is goed vir die kind. En so baie vir ons moet ons sê, ons wil tug hê, ons wil hê God met ons reg help, ons wil hê God met ons kom oortuig van ons sondes, hy moet vir ons wys, waar doen ons verkeerd, waar is ons dwaas, en ons moet nie wegskram daarvan nie. Johannes 3 wat vir ons leer, die duisternis kom nie na die lig toe nie, maar ons moet anders wees, ons moet sê, Here, ons kom na die lig, al wys U vir my, ek doen verkeerd. Okay, om aan te neem, jy wil dit, so, is dit deel van ons lewensdoelwitte, ek soek dit, is dit wat jy kan sê, ek wil dit hê, ek wil hê die Here moet my reg help, ek wil tug hê, om aan te neem, tug, wat verstandig maak, en nie net verstandig maak nie, tweede deel van vers 3, geregtigheid en reg en regverdigheid. Nou, wat beteken dit? Geregtigheid en reg, dis die eerste ene, dit is die vermoë om regverdige besluite te maak, wanneer jy soos 'n oordeel moet vel oor 'n situasie of tussen mense, 'n oordeel moet vel, maar dan ook en regverdigheid, sê jy dan ook, om regverdig te leef ook, so nie net regverdige besluite te maak nie, Spreuke help ons nie daarmee nie, en dit moet nie net ons lewensdoelwit wees nie, maar ook om regverdig te lewe, om te leef volgens wat ons praat en wat ons oordeel. Vers 4, om aan die eenvoudiges skranderheid te gee, aan die jongeling kennis en oorleg. En weer eens, my interpretasie is, dis vanaf die leser se perspektief. So dit verander nie ewe skielik vanaf die skrywer se perspektief nie. Hierdie is nog steeds, ek as die leser lees hierdie, sodat die kennis wat ek opdoen, en die wysheid wat ek opdoen, daar kan wees dat ek dit nou weer kan oordra aan wie? Aan die eenvoudiges en aan die jongeling. So, oral in ons kerk, is daar dalk mense wat minder van die Bybel weet, minder wysheid het as jy, meer onlangs gered is as jy, letterlik kinders is, soos ons kerk is vol kinders en jeugdiges en tieners en so, sodat jy dit nou weer aan hulle kan oordra. So, jy doen nie net wysheid op vir jouself nie, dis ook daar vir jou om oor te dra. Een van die doele waarvoor jy die Bybel studeer, is om dit te kan oordra. Dis dalk nie 'n primêre doel nie, maar as 'n sekondêre doel, jy neem die Bybel in, sodat jy dit kan oordra aan die jongelinge en die skrander, die eenvoudiges. En die konsep van die eenvoudiges is 'n ander konsep as die dwaases. Die Bybel praat van 'n dwaase persoon of 'n sot in vers 7. 'n Sot of 'n dwaase persoon is iemand wat weet wat reg is, wat uitgedaag word met wat reg is en dit verwerp. Sy hart verhard daarteen. Maar 'n eenvoudige persoon is baie soos 'n jongeling, iemand wat nog nie baie weet nie, iemand wat nie weet wat reg of verkeerd is nie. En ons taak is dit dan om dit dan ook aan hulle oor te dra. En dan eers het hulle die geleentheid om hulle self te bewys as 'n sot of 'n wyse en verstandige persoon. Okay. En dan sê dit in vers 5, laat die wyse luister. Dan sal hy sy insig vermeerder en die verstandige sal verstandiges verkry. Vir wie is wysheid? Vir die wyses. Wysheid word gegee vir die wyses. So moenie aan jouself dink en sê, ek het nou al jare lank in die kerk groot geword, ek is so verskriklik wys, ek word nie wysheid nie. Dus jy dink heeltemal verkeerd. Wysheid is vir die wyses. Hy sê, laat die wyse luister, dan sal hy insig vermeerder. Natuurlik is die wysheid ook vir die jongeling en die eenvoudige, maar is net soveel, selfs meer vir die wyse persoon, en die wyse persoon dink so daaroor. Hy besef, hy is nie wys genoeg nie. Hy besef, daar kan gate in sy verstaan is van die wêreld, van hoe God deur dinge dink. Hy's wys genoeg om sy eie eenvoudigheid en
gapings in sy kennis te besef. En laat hy besef, hy kort wysheid. Hy moet sy tyd hier spandeer, want net nou maak hy 'n dwaase besluit. Dan staan nog meer van 'n reputasie op die spel vir Christus se naam. Net nou leer hy die volgende generasie iets verkeerd. So hy moet tyd spandeer om die wysheid van God, 'n wyse persoon soek wysheid wat hy besef die waarde daarvan. So moet nooit by die plek kom waar jy sê ek is wys. Ek hoort nie hierdie Bybel ding nie. Ek hoort nie hierdie spreek of hierdie kerk ding nie. Ek kom kerk toe om net ander mense heeltyd te help. Moenie so dink nie. Kom kerk toe want jy soek wysheid. Jy wil jou eie tank, jou eie weer opvul. Jy wil jou eie wysheid vermeerder. Okay. Goed. So dis 'n paar van die doele van Spreuke. Okay, nog vers 6, sorry. Vers 6. Om 'n spreek, ek lees hierdie, om 'n spreek en 'n beeldspraak te verstaan. Die woorde van die wyse manne en hulle raaisels. So, daar's dinge in die Bybel wat eenvoudig is om te verstaan. Wat almal kan verstaan. Jy lees dit, jy verstaan dit. Tjof, tjof, tjof. Okay? En daar's dinge in die wyse wat almal kan verstaan, maar hulle moet 'n bietjie dink daaroor. Hulle moet 'n bietjie vergelyk. Hulle moet 'n bietjie Bybelstudie doen. Dit help om so 'n bietjie skouers te skuur met ander mense wat ook die Bybel al gestudeer het en 'n bietjie hulle raad te verstaan. Jy kan daar uit self uitkom. Die Bybel is eenvoudig, almal kan daar uitkom. Jy kort nie iemand tegnies nie, maar dit help. Okay, dit help om daai ekstra moeite in te sit. Okay? En so dis wat hy hierso sê. Om 'n spreek, 'n beeldspraak, 'n raaisel te verstaan. Die Bybel het raaisels, veral die boek Spreuke. Daar's 'n paar goeie wat nie so maklik is om te verstaan nie, moet 'n bietjie dink. Hulle praat, voel partykeer of hulle in raaisels praat. Okay? Selfs Jesus het in gelykenisse gepraat, né? En dit was nie altyd voor die hand ligging wat hy bedoel het nie. Hulle kon hom na die tyd gevra het, die disippels het hom gevra. Jesus het dit duideliker gemaak en soos wat ons deur Spreuke beweeg, gaan dit nie altyd so maklik wees nie, maar dit gaan ons uitdaag in wysheid sodat ons ander moeiliker konsepte, nie net van die Bybel kan verstaan nie, maar van die lewe kan verstaan en weet hoe God wil hê ons moet optree in die lewe. So mag die Here ons help dat dit nie net ons doele is vir wanneer ons sy Spreuke najaag bestudeer nie, maar soos wat ons die lewe aanpak, dat ons sê ons soek wysheid. Ons soek wysheid. Okay, dit is die doele. Kom ons kyk nou na vers 7, waar ons kyk, wat is die tema van hierdie boek? Waaroor gaan die boek? Vers 7. Die vrees van die Here is die beginsel van kennis. Sotte verag wysheid en tug. Hierdie is al reeds die eerste spreek wat ons vind, in vers 7, né? Is 'n tweedelige spreek, waar die eerste deel en die tweede deel mekaar kontrasteer. Die eerste deel is in die positief, die vrees van die Here is die beginsel van kennis. Die tweede deel, sotte verag wysheid en tug. So dit sê vir ons, hoe leef 'n persoon wat die Here dien? Hoe leef 'n persoon wat nie die Here dien nie? En soos ek sê, dit is die beginsel waarop die res van die boek is maar net 'n uitbreiding van hierdie. As ons hierdie verstaan, verstaan ons Spreuke. Die res van die boek brei hierop uit. Hoe lyk die vrees van die Here? Hoe lyk 'n sot? Okay. So as ons die twee verstaan, verstaan ons Spreuke en verstaan ons wysheid. Maar ons kort 'n bietjie op, so ons gaan nie net hier stop nie. Ons gaan in die weke wat voor lê dit uitbrei. Kom ons kyk nou na die eerste deel, die positiewe deel, en dan daarna die tweede deel. Die positiewe deel, die vrees van Jahwe, jy sal sien daar is die Here is als hoofletters. Die vrees van Jahwe is die beginsel of die begin, die fondasie van kennis. En weer eens, hier is nie net soos kennis van wiskunde en van geskiedenis en aardrykskunde nie. Hierdie is enigins wat saak maak. Om enigstens te kan sê jy weet iets. Begin dit by die fondasie van vrees vir die Here. Nou, ek het al reeds 'n studie gedoen oor wat dit beteken om die Here te vrees, maar opsommend, dit aan die een kant 'n heilige respek vir die Here, 'n eerbied, 'n besef van jou posisie teenoor hom, moet 'n nederige aanbiddingsposisie wees teenoor hom, en aan die ander kant om versigtig te wees, om nie sy bevele te verontagsaam, wetend dat hy straf. Hy dissiplineer die wat hy liefhet, hy straf sondaars, en so, om die Here te vrees is altyd daardie beginsels. Om regtig te besef,
God is die skepper. Hy is die een wat wiskunde gemaak het, en geskiedenis, en aardrykskunde, en enigiets. Hy het die liggaam gemaak, hy het die medisy gemaak, hy het alles gemaak, en omdat hy alles gemaak het, weet hy alles, en om hom daarom te verwerp, wat het jy oor? Julle fondasie is verkeerd, en daarom sal die gevolge wat jy daarom trek met jou ander kennis, sal op 'n verkeerde traject wees. So alles begin by die vrees van die, as jy nie die Here vrees nie, gaan jy ook nie omgee om wys te leef nie. Want wysheid gaan oor om hom te dien en om reg te lewe en om sy woord en gebooie toe te pas in die alledaagse lewe. So dit alles begin by 'n vrees, 'n aanbiddingsgesindheid, 'n versigtigheid om die Here te eer. En dan tweedens, 'n negatiewe aspek, dit sê sotte of die dwaase persoon verag wysheid en tug. En hoe verag jy wysheid en tug? Wel, deur nie genoeg tyd te spandeer om dit te studeer nie, die wysheid en tug van die Here. Om nie te luister as iemand jou reg help nie. Om nie jou wete te verander as jy deur die Bybel aangespreek word nie. Om nie onder Bybelse lering te sit dalk in die kerk byvoorbeeld nie. Om nie te leer van die gevolge van jou verkeerde dade nie. Deur nie mense te soek in jou lewe wat jou kan reghelp en aanspreeklik hou nie. So, dis die fondasie en die tema van wysheid, die fondasie van wysheid en die tema van die boek. Die vrees van die Here is die beginsel van kennis, of die begin van kennis. Daai woord kan altyd kante toe vertaal word. En dit sê, sotte verag wysheid en tug. Dis 'n sot wat dit doen. Okay, ook toepaslik natuurlik vir kinders. Kinders, julle kry baie tug, nê? Dis 'n sot wat dit nie wil hê nie. Wat sy hart verhard daartoe en beklei daarteen. Is 'n wyse persoon wat dit sy eie maak en sê, dit is dalk seer, maar is goed vir my. Okay, kinders, daai dit. Okay. Toepassing. 4 toepassings. Ek het al 'n bietjie toegepas soos wat ons gegaan het, maar eerstens, plaas jouself onder die wysheid en die lering van Spreuke. En God se woord oor die algeheel, maar Spreuke veral. Dink daaroor. Memoriseer dit. Dis bedoel om gememoriseer te word. Dis bedoel om maklik gememoriseer te word sodat jy dit maklik kan opbring in 'n gesprek of in jou geheue op enige tyd. Vra en om te leer, vra oor die lewe, maar veral van die Bybel en veral van Spreuke. Vra om kennis op te doen, om wysheid op te doen. Dink hierdeur, sit onder die lering van God se woord. Soek wysheid. Eerste ene, dis die eerste, so leer, nê? Kry kennis veral van God. Tweedens, studeer God se woord om ook aan ander oor te dra. Dis wat ons gesê het, dis die doel van vers 4, nê? Om aan die eenvoudiges wysheid te gee en aan die jongeling. Dis nie jou primêre doel om die Bybel te studeer nie, maar dis definitief 'n naby sekondêre doel. Om die Bybel te leer om ook aan ander oor te dra, nê? En dalk is daar eers 'n bietjie groei wat moet plaasvind, dalk oor 'n paar jaar, maar maak dit definitief een van jou doele, om eendag by daai punt uit te kom waar jy dan die woord kan vat en aan ander te kan oordra, om 'n Bybelstudie te kan lei. Jong manne, dat julle eendag 'n ouderling kan word, dat hulle eendag leiding kan neem in die kerk. En dames, dat julle dalk kan sonnaarskool gee. Ouens, julle kan ook sonnaarskool gee, maar dames dalk aan die jonger kinders sonnaarskool kan gee. Of ouer dames aan die jonger dames leiding te kan gee. Of om huweliksberading te kan doen. Dalk 'n man en 'n vrou wat getroud is, wat die Here liefhet, wat dalk ander jonger getroudes of mense wat getroud is, wat se huwelike bietjie seer het, te kan help. Studeer God se woord om ook aan ander te kan oordra, as dit sekondêre doel. Derde is vrees die Here. Vrees Jahwe. Jy gaan nie wysheid kan opdoen. Jou hele fondasie is verkeerd vir die lewe. Van hoe jy als verstaan. As dit nie begin by die punt van, Here, ek vrees U, ek dien U, ek respekteer U, ek buig my knie voor U en wat ek leer ek om toe te pas want ek wil U verheerlik. Okay, so dit begin daarso. Daag jouself uit, dien die Here, buig die knie voor hom. En dan vierdens, jaag na tug. Soek
wysheid, lering en tug. Moenie wegskram van tug nie. Tug maak seer op die oomblik, maar na die tyd bring dit soveel goeie vrug. So, jaag na tug. En dis nie net vir kindertjies nie, kinders veral, natuurlik, al daai pak slaas as jy moeite werd, maar ook soos wat jy ouer word, groot mense, nê? Soos wat jy jouself onder die Bybel stel, soos wat jy jouself oopmaak teenoor ander mense, dat jy vertel van jou lewe en hulle toelaat om inspraak te maak op jou lewe. Jaag tug na, jaag vermaning na. Sit jouself onder 'n wyser persoon of enige ander gelowige eintlik en laat hulle toe om jou reg te help. En dan wanneer jy reg gehelp word, sê jammer voor die Here, vra vergifnis teenoor 'n medemens as nodig en dra die soete vrug daarvan. Okay, kom ons bid saam. Grote God, baie dankie dat ons kon net hierdie inleidingsstudie oor die eerste 7 verse van Spreuke na kyk en ons bid, Here, sal U ons uitdaag in wysheid. Mag ons groei in ons kennis sodat ons nie net meer van U kan weet op 'n abstrakte manier nie, maar dat ons kan weet hoe wil U hê met ons leef op ons alledaagse manier. Hoe kan ons wys wees? Nie om glorie te kry vir onsself nie om roem te hê dat almal ons kan prys vir ons wysheid nie, maar sodat ons U naam kan verheerlik daar waar niemand ons sien nie, daar in die alledaagse eenvoudige goeders. Want baie van om wysheid te hê is nie net om kennis op te doen. Baie van wysheid is praktiese maniere hoe ons dit uitleef. Ons kennis wat ons al reeds het uitleef en laat ons dit reg doen. So ons bid vir genade, nie net in ons studie nie net in hoe ons wysheid najaag nie, maar ook dat U vir ons krag gee om dit uit te leef in ons alledaagse lewens. Wees ons genadig, Here, verheerlik U naam. Amen.